ons dankie vir die geleentheid dat ons kan luister na die woord vanmôre. En ek bid en ek vra, Heilige Gees, dat U my sal help, die woord vir my sal verlig, die woord vir my sal oopmaak, sodat ek kan verstaan en dit wat U vir my gegee het, dat ek dit kan reg oordra, sodat elkeen gevoed en verkoop kan word deur die kosbare woord. Dankie vir die geleentheid dat ek dit wel kan doen vanmôre, Here. Ons dankie dat ons vanmôre daai werking van die vyand kan bind en kanselleer. Hy wil kom om te steel, te slag en te verwoes. Vir die saad wil vat, hy sal die vat en die saad sal uitgaan en sal deurdring tot in die hart van elkeen se hart, Here, en dit sal geplant word en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Dankie vir die vorige geleentheid dat ek dit wel kan doen vanmôre, en ek prys en ek loof U daarvoor in Jesus Christus se naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê amen en amen. U mag maar sit. Sê ek so lank ek so bly as hier vanmôre. Yes. Welkom, elke besoeker, elke besoeker, elke gemeentelid. Wonderful Leon spesifiek daar van die Ooskaap. Was ek Ooskaap? Ja, van daai kant af. Ou gemeentelid ook saam met ons vanmôre. Ook welkom al die ander mensies. Ons is dankbaar. Nie so warm in die plek vanmôre nie, nee. Ja. Nou, ons hak maar vas in die boek Matteus, en ek sal vanmôre bedien uit Matteus en so 'n bietjie raak aan Markus, Lukas, en ons vind dieselfde gedeeltes daar. Is altyd goed om al drie gedeeltes te lees. En dit kan jy vind as jy gaan kyk ons geleesde gedeeltes, sê gewoonlik daar bo. Die boonste stuk sê vir jou waar jy iets vind in Markus, as jy Markus toe gaan, sê vir jou sê waar jy vind in Lukas. Dit is altyd goed om te kyk daarna hoe elke persoon het gesien het, hoe dit neergeskryf het, maar die betekenis is nog dieselfde, die boodskap is nog dieselfde. Baie interessant, regtig baie interessant. Nou Matteus 9, 18 tot 26, die titel van my boodskap vanmôre, die dogtertjie van Jairus. Man, is nog iets daar nie. Matteus 9, 18 tot 26. Kom ons lees. Kyk op die skerm. Hy sê, terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. En Jesus het opgestaan en hom gevolg en ook sy disippels. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank van bloed voor hom gelei, veragter gekom, die sul van die kleed af van sy kleed aangeraak, wat sy het van haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Ons het Sondag oor gepraat. En Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jy geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus in die huis van die owerste kom, en die fluitspelers sien en die skare wat tekere gaan, sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap, en hulle het hom uitgelag. Nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp en die dogtertjie het opgestaan. En die gerug hiervan het deur die hele land versprei. En hy sê almal op het. Amen. Nou is 'n interessante gedeelte, ons moet dit verstaan. Dat in hierdie gedeelte, ek het verlede week gesê, al twee wonderwerke wat plaasgevind het hier, was bonatuurlik wat die Here alleen kon doen. Nou, die Bybel sê dat een van die owerstes van die sinagoge, een van die owerstes, sy oorspronklike taal, met ander woorde, hy was maar een van hulle gewees, miskien meer as een gewees, wat omgesien het in die sinagoge, jy moet het verstaan vanmôre. Nou, as ons sê owerste van die sinagoge, dat is wel net sowel as die pastoor van die gemeente. Presies dieselfde.
of leier van die gemeente. En sy naam was Jairus. The meaning of Jairus, ek dink waar uitspreek Engels sê, is Yahweh has enlightened. Yahweh has enlightened. Hy het 'n dogtertjie gehad, net die een kind het hy gehad, sy enigste sê die Bybel, wat 'n volle 12 jaar oud was. En ons lees in al 3 gedeeltes van die evangelie, lees ons, dat hierdie kind was ernstig siek, tot die dood toe. In een van die ander gedeeltes lees ons dat die kind alreeds dood was. En hierdie pa kom na Jesus toe, en hy val voor die voete van Jesus neer, en hy smeek hom om te kom en sy hande op haar te lê, sodat sy gesond kan word. This man came in desperation to Jesus, fell at his feet and begged him earnestly, because his daughter was at the point of death. Nou, my boodskap en my vraag vanmôre aan julle is in my hart ingeval het. Hoeveel ekstra myl is ek en jy, ek sluit myself in, bereid om te loop vir jou kind se wonderwerk? Luister wat pastoor vra. Wat is jy bereid om te doen sodat hulle wonderwerk kan ontvang? Of gaan jy maar net eendag jy hande ingooi sê, ek kan nie meer nie, want hulle is te rebels of heeltemal van die pad af, of daar is geen hoop vir hulle nie. As a parent, are you willing to leave everything behind? And through fasting and prayer, seek Jesus for the miracle. Moet nie, moet opgee nie. Ons dien 'n God van wonders, wat by hom is niks onmoontlik nie. Ek sê dit weer, moet nie handdoek ingooi as jou kind nog nie die Here in gees en in waarheid aanbid nie, of dien nie. Moet nie moedeloos raak nie. Moet nie 'n streepie trek as jy taboe nie. Dis jou plig en my plig om aanhoudend te bid. En ek sê dit weer vanmôre, daar was tye en ek haar aan een van die ou predikers wat lank al dood is, dat hy agterna na sy boekie in die hande gekry, sy ou sakboekie of sy dinge daar alles opgeteken dag vir dag. Vind hulle vir mense wat nie wil gebid het na sy afsterwe eers tot bekering gekom. Verstaan? So dit maak nie saak of dit nou gaan gebeur nie, maar as jy aanhou bid, daar's nie 'n gebed wat die Here nie beantwoord nie. Hy staan, die Bybel sê, is die antwoorde van gebed, hy alleen die beloner daarvan, sal hy jou gebed beantwoord. Maak die saak hoe lank jy bid en smeek nie. Hy's daar om die siel van jou kind te red, of 'n wonderwerk in haar of sy lewe te doen. Ons as ouers moet net aanhou bid. Hierdie man, al het sy kind op sterwe gelê, sy enigste dogtertjie het op sterwe gelê. Hy, 'n leier vir 'n sinagoge, 'n Jood, wat juist teen die leerstellings was, teen die weg wat hulle genoem het, teen Jesus se bediening in daai tyd, juist hy druk sy trots in sy sak en hy sê, ek sal gaan, want my dogtertjie is belangrik vir my. My kind is belangrik vir my. Hy was bereid gewees om te verootmoedig en voor die voete van Jesus neer te val vir sy kind. Kom nou mense. Daar is nie 'n gebed wat die Here beantwoord en ek sê dit weer vanmôre. Hou aan bid. Hou aan klop. Hou aan soek. Hy is daar om vir jou kind 'n wonderwerk te doen. Moet nie handdoek ingooi nie. Luister wat pastoor sê vanmôre. Luister. Hy het geglo Jesus moes daar wees en hande op haar lê vir haar genesing. Vir haar genesing. In ander woorde wat ek kan sien is die heeltemal teenoorgestelde as die hoof van oor 100. Hy het net gesê, Here spreek 'n woord, maar hierdie een wil presies gehad het, dat die Here so toe kom, hand op haar lê, kom na my huis toe, en kom lê hande op haar, sy sal gesond word.
Don't give up on your children, no matter how rebellious they may be, because Jesus can still do a miracle in their lives. Die pa het gesê, ek sal nie dit net los nie. Hy het op sy op sterwe gelê, sy enigste, daar is niemand wat hom kon help daardie tyd nie. Maar Jesus Christus kon hom help en hy was bereid gewees om Jesus te gaan soek en by hom te gaan aanklop en vra, kom so toe, Elia, hand op my kind, laat sy dan sal gesond word. Nou, ons kyk hier na die gedeelte wat sê, as ons kyk na Markus, Matteus, Markus en Lukas, praat hulle van die gedeelte, hulle noem het the section of Mark's gospel is filled with impossible cases. It has been called the home of the hopeless. Marcus in specific. There are 4 impossible, hopeless situations recounted in Mark 4, from 35 to chapter 5, verses 43. There's the troubled sea, wat ons gesien het, wat ons gekry het, troubled sea, wat ons oor gepraat, die storm op die see. There's a tormented sinner, wat ons oor gepraat het, die besittende van Gadara. There's a traumatized sufferer, die vroukie van die bloedwyn, wat ons oor gepraat het. And the tragedy of the schoolgirl, noem een schoolgirl van die geleerdes, die dogtertjie van Jairus. Dit is wat ons vind hier, en hulle noem dit daar, dan, called the home of the hopeless. Daai 4 gedeeltes hier wat ons van lees, en al 4 het die Here ingegryp, en al 4 het die Here 'n wonderwerk gedoen, is vir my so pragtig. Nou die heel eerste punt onder hierdie geleesde gedeelte is my inleiding daai gewees, luister mooi. Kom daar mense na hom toe, terwyl Jesus nog wat besig was om te spreek, sê die Bybel. En hulle sê daar, vir hom, Here, vir die pa van die kind, stop maar, as klaar te laat, moet nie die meeste plan nie. Maar ek vind iets interessant, toe ek gaan kyk na die ouderdom van die meisiekie, 12 jaar, gaan lees ek 'n bietjie wat die Joodse geloof sê. Nou volgens die Joodse geloof word 'n seun 'n dag na sy 13de verjaarsdag beskou as 'n man. In daai tyd, vandag seker nog steeds, ek weet nie. Na sy 13de verjaarsdag word hy beskou as 'n man. En 'n dogtertjie, 'n dag na haar 12de verjaarsdag, word sy dan beskou as 'n vrou. So hierdie dogtertjie van Jairus was eintlik beskou as 'n vrou, al was sy dogtertjie, maar volgens die tradisie was sy al klare vrou. According to the Jewish faith, a boy is regarded as a man one day after his 30th birthday. And another girl is regarded as a woman one day after her 12th birthday. So the daughter of Jairus was actually considered a woman. She was still his little girl. Kom nou mense, baie veel kinders is dan hoe oud as hulle nog is nog weer jou klein dogtertjie, kom nou of jou klein seentjie. Dis maar nog so. But according to tradition, she was seen as a woman. This section of Mark's gospel is filled with impossible cases. Ons het gepraat, it has been called the home of the hopeless, ons daaroor gepraat nou. En terwyl hy nog spreek om hom, toe sê Here, kom hulle sê vir hy dogtertjie se pa, die dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Luister nou mooi. Maar Jesus, luister mooi, wat dit gehoor het, sê vir die owerste van die sinagoge, luister wat hy sê, moet nie vrees nie, glo net. Nou kom die mense, ek wil iets verduidelik daar. Do not be afraid any longer. It means to stop and act in process. Hallo.
So die Here het onmiddellik toe daai mense die woord spreek, die negatiewe dinge sê, die feite wat hulle sê is reg, so het bewys dat die kinders dat hulle het feite gepraat. Maar Jesus het nog die laaste sê gehad oor die dood van hy kindjie daar, van hy meisiekind. En hy stop daar die negatiewe woorde in die trek van die negatiewe woorde, stop hy dit net so. Deur vir hy man te sê, moenie vrees nie, glo net. Nou is wat pastoor sê, luister mooi. Die teenoorgestelde van vrees is geloof. Stem jy saam met my? Vrees is die geloof van die duiwel, as ek dit so mag stel vanmôre. Vrees is die kraantjie wat oopgedraai word om die geloof uit te dreineer. En dit is wat die duiwel soek. Vrees jy, luister mooi vir pastoor, vrees jy, dan gaan jy ook twyfel. Hallo? En jy het dit geweet. Vrees jy, dan gaan jy ook twyfel. En as jy twyfel, dan gaan jy ook nie glo nie. Luister hoekom, want glo is die aksie wat jy neem op grond van jou geloof. Soos ek my geloof wil toepas, doen ek dit alleenlik as ek glo. Sê wie saam met my? Ek glo dit en dan reageer ek op dit wat ek glo en ek pas my geloof toe. Nou as daai vrees in daai man se hart geval het, was dit taboe. Al het Jesus agterna so toe gegaan, het hy aanvaar wat hulle sê, al was dit die waarheid, hy sy geloof moes, of hy vrees moes gestop word, sodat sy geloof in aksie geplaas kon word. Hoor wat pastoor sê. So die duiwel sal sorg, jy kan maak wat jy wil, hy sal altyd sy vuil kloue probeer inkry waar jy is. Waar jy vir mense bid, of gaan bid, of mense opdra, maak jy saak wat is nie, sal daar tog mense wees wat negatief is. Mense wat sal sê, dit gaan nie werk nie. Mense wat sal sê, dit is te laat. Al is die feite daar, in die waarheid, sal hy probeer met teen jou gebruik by die vandag. So ons werk is, ons werk is om daardie ongeloof en vrees te stop voor hy saad in die hart inval. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het dit gehoor en het vir hy man gesê, moet nie vrees nie, glo net. So glo dat ek dit kan doen, glo dat ek kan doen, dat jou geloof in aksie kan kom, dat jou geloof gesteller kan word. Do not be afraid any longer. It means to stop and act in process. Moet gestop word. And that's what the devil is after. If you fear, you begin to doubt. And if you doubt, you will not believe. Because believing is the action you take based on your faith. Ja. Nou wonder mens baie keer. Jy is opgewonde, wanneer jy gaan in die oggende, wanneer jy gaan bid. Jy kan gaan bid, jy glo die Here gaan vir jou wonderwerk doen. Jy glo daar's 'n deurbraak is op pad, jy glo al daai dinge. En dan net ergens in jou tyd van gebed of waar jy ook is, kom daar die vuil vinger en hy druk hom in daar en hy maak sy vrees los of hy herinnering dinge wat in die verlede gebeur het en dit stop jou net daar. En dan weer op hy vlak te kom waar jy geloof kan vrystel is nie so maklik nie. Verstaan? So ons moet dit wat die woord sê ons toepas, ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. As hy dan kom en sê, ek gaan nie glo nie, Here ek neem my gedagte gevange, dit moet gehoorsaam word aan u woord, gehoorsaam word aan Christus. Ek gaan nie na my luister nie, en stop daar die vrees in sy spore, voor hy saad geplant kan word. En dit is nie so maklik nie, hoor ek pastoor sê, maar Here beoefen elke keer, die agterkom die duiwel gaan weet, hy kan nie sommer met jou voer speel nie. Dit is belangrik om my vrees te stop. Maak nie saak wat dit is nie, vrees is die geloof van die duiwel, en hy gebruik dit om jou geloof aan te val. Tweedens,
In Markus lees ons dat Jesus niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie. Niemand. Ons sal lees as jy die ander evangelies gaan lees en 'n studie daarvan maak, jy sien daar was 'n menigte mense saam met hom. Onthou met die bloedvloeiing was daar soveel almal tot hom vasgedruk, né? Hy het gesê niemand gaan saam met my nie. En hy vat net 3 van sy disippels saam, Petrus, Jakobus en Johannes. Wat vir interessant is as jy gaan 'n studie maak van Petrus, elke keer as hulle Petrus se naam noem in die Bybel, die evangelies is sy naam heel eerste geskryf. Wat vir my sê is miskien die senior man gewees, die myn man van die disippels. So Jesus vat 3 manne, hulle was saam met berg van verheerliking ook gewees, hierdie 3 manne, wat vir my sê, dat hierdie 3 manne was die inner cirkel gewees van Jesus. Manne wat by hom gestaan het, manne wat hy kon vertrou het, pilare in die bediening van Jesus. Jy het pilare nodig in 'n bediening. Mense wat die las saam met jou kon dra, mense wat saam met jou kon bid, mense wat daar is vir jou, mense wat finansiëel kan die gemeente dra. Al die pilare wat die Here in 'n gemeente plaas. En daardie manne was pilare wat Jesus gebruik het. Hy het geweet hy kan hulle vertrou. Hulle was moontlik mense, ek glo is so, wat altyd saam met hom gaan bid het ook. 3 van hulle, Petrus, Jakobus en Johannes. En alwel ons lees dat daar skalles was wat hom gevolg het, het 3 manne saam met hom gegaan na die huis van die owerste. Dat was die inner sirkel van sy disippels wat ek sê. Hy kon hulle vertrou en hulle saamgeneem vir 'n rede. Luister mooi, hy het hulle saamgeneem vir 'n rede. Ek gaan nou vir u verduidelik. En die Bybel sê, kom by die huis van die owerste van die sinagoge en hy sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. Luister. Matteus lees dit, toe hy die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan. They came to the house of the synagogue's official and he looked with understanding at the uproar and commotion and people loudly weeping and wailing in mourning. Wat sê dit vir jou as jy dit sien? Hulle het begin weekklaag. As hulle begin weekklaag, sê dit vir jou wat daar reeds begrafnis begin hou. Voordat die pa terug kon wees, voordat Jesus kon arriveer, het hulle klaar aanvaar, sy is dood wat wel was, is feite gewees, en hulle klaar begin begrafnis hou. Skoon. Klaar begin begrafnis hou. En die atmosfeer van die plek waar die kind gelê het, was gevul met negativiteit. Wil ek weer sê. Die atmosfeer van die plek waar die kind gelê het, was gevul met negativiteit. Wie wat sê die Bybel vir my? Dat Jesus in sy hoofplek of dorp, Nasaret was dit wat dit was, kon hy nie baie wonderwerke doen nie. Hoekom nie? Weens hulle ongeloof. So ek en jy as kind van die Here kan die atmosfeer in 'n plek verander. Wat pastoor altyd, as jy toelaat dat mense negatief is, en jy gesit saam met negatiewe mense, en jy gesels saam met negatiewe mense, gaan jy later net so negatief wees soos hulle. Want hulle verander die atmosfeer in die vertrek waar jy sit. Dis ons werk as kinders van die Here, vir ons in so 'n plek aankom waar baie mense negatief is, om die ding te swaai, om die atmosfeer te verander en reg te kry vir 'n wonderwerk. Jesus in een plek, sê die Bybel daar, dit was op daardie dag Jesus kom het, en daar was krag van die Here om te genees. Op daardie dag, spesifieke dag, was daar krag van die Here om te genees. Die atmosfeer was reg vir genesing. Maar as jy nie die atmosfeer voorberei, deur jou positiwiteit en voorberei, deur gebed voor dit nie, dan kan niks gebeur nie. 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 Dan kan
Dat help nie ek kom met my positiewe gees in, en ek bots met mense wat negatief is nie. Hoe kan ek bid vir iemand? Alles ek positief wil en ek gevas en gebid vir 'n wonderwerk en ek stap in daai plek en anders negatief, gaan dit nie werk nie, want dit oorweldig. Dis die meerderheid, die atmosfeer is klaar verander deur wat daar plaasgevind het. En is my werk dan om my atmosfeer te verander, en die beste om dit te doen, en die vinnigste te bedoel, is wat? Lofprysing en aanbidding. Lofprysing en aanbidding verander die atmosfeer. Kyk, ek het eerder gepraat oor die albasterfles, die vrouwtjie by die albasterfles, wat het gebeur. Sy het alles gevat, daardie duursame albasterfles gevat van die olie, en sy het dit gebreek, en die reuk van wat daar uitgekom het, uit die nardus salf wat het was, en die atmosfeer verander, wat beteken is, dat lofprysing en aanbidding die atmosfeer kan verander. Daar was negatiewe mense saam. Judas Iskariot was een van hulle gewees, wat gesê het, sy mors nou haar geld. Hoekom sê hy, dit nie gaan verkoop, as hy die geld kan kry en baie meer dinge kon doen nie. Want hy was die beursie-draer gewees. Hy was die tesourier gewees. Selfs die disippels was negatief. Maar deur dit wat sy gedoen het, haar optrede, haar geloof wat sy vrygestel het, sy het geglo, omdat sy geglo het, kon sy haar geloof vrystel, dat Jesus die hele atmosfeer verander, want lofprysing en aanbidding verander die atmosfeer. Al sit jy net 'n bandjie op, al sit jy net CD op, waar jy is en as so negatief, jy begin speel, kan die atmosfeer verander word, en jy kan daai plek reg kry vir 'n wonderwerk, maar daar sal krag van Jesus wees om te genees. Kan jy sê amen nou op vanmôre, mense? Yes, ons sê dankie. Belangrik, 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 belangrik. Dis hoekom hy almal wat buite bly het. Dis hoekom hy net 3 van sy steunpilare saamgevat het, want hulle dieselfde taal gepraat as hy. Hoor pastoor sê, hulle dieselfde taal gepraat as hy. Een van gees, een van seun, een van gedagtes, het hom geken, het geweet, hulle kan nie hul mond oopmaak om iets negatief te sê nie. Smits, Wigglesworth, ding is hy wat ek van gelees het. Hulle gaan na 'n persoon toe wat ook op sterwe lê. Ander pastoor gaan saam met hom. En hulle gaan bid vir die persoon. En die persoon begin negatiewe dinge bid. Hy begin, as dit die Here se wil sê. Ek sê baie as die Here wil, luister wat ek sê. En hy begin daarna gaan, dat hy staan, Smits, Wigglesworth staan langs daai persoon, en hy roep uit, hy sê, Here, sluit die man se mond. Sy hart was vol geloof. Hy het geloof gehad dat daardie vrou of daai man gaan opstaan of gaan gesond word. Baie tyd het hy 'n kus ingebring, en weet wat maak hy? Hy haal daai persoon uit die kapitaal, hy sit die vrou teen die muur, dood, 'n korps teen die muur. En hy bid vir haar, eers net weer niks gebeur, die tweede keer niks gebeur, die derde keer gebeur niks nie, en toe die vierde keer bid, moes die vrou na, kom die vrou reg, lewe sy loop. Verstaan? Hy het die geloof in sy hart gehad, en hy het geweier om sulke tipe gebede saam te staan en dit te beamoen. Hy sê, Here, maak hy mond van die persoon toe. Verstaan? Enigiets. So, as jy kom met 'n hart vol geloof, en jy's ingebid, en jy weet die Here kan 'n wonderwerk daar doen, kry die atmosfeer reg. Jesus gou agterkom as daar negatiewe mense saam met jou. Kry die atmosfeer reg. Speel 'n koortjie op van jou voor af, maak nie saak wat dit is nie, maar kry die atmosfeer reg. Kry die atmosfeer reg vir 'n wonderwerk. Want die wonderwerker is daar, en waar die wonderwerker is soek hy eenheid. Want waar hy eenheid is, daar gebied hy sy seën. Kom nou mense. Ander gedeelte sê wat 2 of 3 saamstem oor enige saak. Saamstem.
2 of 3 saamstem, sal dit so wees. Belangrik om te onthou, hy kom nie huis, hy sien die fluitspelers, die molners, hy sien hulle wat daar so negatief is. Besig om begrafnisdienst te hou. Ja, luister, vers 3 punt, luister wat hy doen. Kyk, Jesus het nie ding geduld, hy het nie, ek kan die woord gelijk, hy het nie nonsens gevat nie. Hy vraag die vraag, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. Jesus vergelyk dit met die slaap. Hy het hom uitgelag, maar hy het hom allemaal uitgedryf en die vader van die kind en die moeder saamgeneem en dit wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Matteus 24 lees en sê, hy het hulle gesê, gaan weg, want die dogter is nie dood nie, maar sy slaap, en het hom uitgelag. Matteus 9:25 sê, nadat hy die skarre uitgedryf het, uitgedryf. Markus 5:40 sê hy, het hulle allemaal uitgedryf, en sê het hulle allemaal uitgedryf. Can you imagine, laughing, pointing to Jesus, laughing him to scorn, minagting. Minagting. Luister mooi, ek wil dit net lees weer, dit is my so mooi gewees. Here we see that Jesus was the master of this house. Die oomblik toe hy instap, het hulle wat die partytjie gehou het, of die begrafnis, of allerlei dinge wat negatief was, uitgestuur buite toe, hy sê het hulle uitgegooi buite toe. Net soos hy, daai geldverslaafs in die tempel, alles het hy omgegooi, het dit ook gedoen daar. Hy het hulle uitgegooi, Bybel sê het hulle uitgedryf na buite toe. En hy het kontrole geneem van die situasie. Any home where Jesus is invited in becomes his home. Wat ek sê? Any home where Jesus is invited in becomes his home. He's the master of our homes as he was the master of Jairus' home. Hy is die Heer en meester van ons huise. Wil hy mooi, hy vlieg gekyk War Room, weet hy, en dan kyk War Room wat hy vrou gesê, buiten gestaan sê, so nou gee ek sê vir jou iets nou, jy is uit die so, Jesus is nou in beheer van hierdie huis, dit het hy gesê, so mooi, hy is in beheer van hierdie huis, dit is jou werk, en my werk om te sê, wanneer dinge te mekaar is, daar is negativiteit in die huis, alles om te mekaar, in te stap en gesag te oor te neem, en te sê, hoor ek, Satan jy jou tyd gehad, jy is uit, Jesus neem nou oor, hy is in beheer nou van vandag, van die huis, hy is in beheer, en dit is precies wat hier staan, he is the master of our homes, as he was the master of Jairus' home. This is not weak Jesus, a weak Jesus, this is the Lord who created all things, and holds all power in his hands, en kyk Hebreërs 1 vers 3, King of all kings and Lord of all lords. So as hy die Heer en meester is van jou huis, en die duivel kom klop aan jou deur, sê ek gaan roep gou vir Jesus, dat jy homself met hom kan praat. Die vingers wat hy pad vat. Verstaan? Ek praat soos ons miskien, soos 'n kind om het te sê, maar as hoe het werk. Jy antwoord nie deur self nie, jy sê Jesus as iemand nou wat jy wil praat, wat jy wil spreek, en Jesus is self die jy geantwoord wat geklop het. En dis die rede. Hoe kan jy 'n wonderwerk verwag, dat daar soveel negativiteit is? Dit wat jy saam met jou bring, verander die atmosfeer, insluit in jou woorde. Hoe kan die Here, of jy iets vir die Here vertrou, of bid vir iemand as al rondom jou negatief is, of jy klaag? Dis hoekom net 'n paar mense saam met hom wat saam met hom gegaan het, want dit was genoeg om die atmosfeer te verander. Dis die geheim. Die geheim is om ons die atmosfeer te verander.
Nie saam te klaag en saam te ween en saam te praat nie. Verander die atmosfeer. As jy daar is vir 'n wonderwerk, dan verander die atmosfeer vir 'n wonderwerk. Want waar Jesus is, verwag jy 'n wonderwerk. Maar selfs ongeloof kan so 'n wonderwerk beperk. Mens. So net wat pastoor sê vanmôre. Tweede punt. Markus sê in Markus 5:41. Hy sê toe gryp Jesus haar hand en sê vir haar, Talita kumi, wat beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop en hulle was uitermate verbaas. Taking her hand means that Jesus took control, so that now the little girl was in his control. Let op, gaan kyk as jy studie maak. By die graf van Lazarus het hy gepraat met Lazarus. As hy nie Lazarus se naam genoem het, het almal opgestaan. Kom nou mense, wees eerlik met jouself. Want die gesag waarmee hy gepraat het was so groot, net dat almal so kom opgestaan het. Maar hy konsentreer en fokus op Lazarus. Hy het met Lazarus gepraat, sê Lazarus kom uit. Hy was in kontrole gewees, in control. Hy was in beheer gewees van die situasie. En daarom kon hy die woord spreek en sê Lazarus kom uit, net so met hierdie meisiekie. Net so keer. Hy was in control, hy was in control. Hy het met haar Arameers gepraat, en in Arameers beteken het, little girl, I say to you, get up. Hy het direk met die dogtertjie gepraat, nie met die pa nie, nie met die ma nie, nie met die 3 disippels nie. Hy het direk met die dogtertjie gepraat, en die dogtertjie het gereageer. Haar gees en siel wat in die doderyk was, het gehoor, want Jesus Christus het die woord gespreek. Mense hou daarvan. Weet wat die Bybel sê? Hy sê in Jesaja 55, né? Hy sê, ek het laas ook genoem, dat die woord wat gespreek word, hy sê daar, dat as ons kyk daar, hy sê, soos die reën en die sneeu van die aarde van die hemel afneerdaal, en die aarde deurvogtig, en die aarde vrug voortbring sat vir die saai en brood vir die eter, net soos die woorde van God uit sy mond. Weet wat hy sê? Wat doen wat hy behaag. Wat hy spreek, doen hy wat hy behaag. Soos ek met die gesag en autoriteit die woord van God vat, en ek spreek die woord wat sy woord is, dat is sy stem, dan wat gebeur? Die woord doen wat hy behaag. Verstaan? Dit kan moedledig terugkeer nie. As ek die woord uitstuur, na iemand toe moet die woord gehoorsaam wees vir die woord wat ek spreek. Dus ek moet sê, hoe belangrik het is om psalms te bid, om woord te bid, dis suiwer woord wat jy bid, dit kan nooit lenig terugkeer, dis nie eie woorde nie, dis suiwer woord wat ek en jy bid. Hoe kan dit lenig terugkeer? Kan nie lenig terugkeer nie. En dus hoekom hy gekonsentreer het op haar, nie met die pa, die ma en die disciples nie, en direk met haar gepraat. Hy was in beheer van die hele situasie gewees. Jesus raised the dead. His words commanding their resurrection were addressed specifically to the person being raised. Lukas 7 vers 14, Johannes 11 vers 43. Hy het met elke persoon afsonderlik gepraat en gesê, staan op, word gesond, of kom uit, Lazarus kom uit. Direk met die persoon gepraat, nie met die ander nie. Die oorspronklike teks lees dit is so mooi.
Dit beteken, damsel, I say to you, arise. Nou die woordjie damsel, oorspronklike teks beteken young girl or little maiden, get up. Die woord beteken, toe hy hand vat, toe sê vir die dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dis gesag, hoor. Dis gesag, dis autoriteit. En mense, die Bybel sê daar vir ons, dat ons sal groter dinge doen as wat Jesus sal doen, wat beteken, ons sal meer doen as wat hy gedoen het. Ons kan nie groter dinge as hy doen nie. Ons sal meer dinge doen as wat hy gedoen het. En daar is niks verkeerd in ons in dieselfde gesag en autoriteit om met daai ding te praat en te spreek. Dis hoekom ek sê, ek kan op grond van die woord kan ek enige siekte en krankheid weier. Hoekom? Want Jesus het reeds die siekte en kanker gedra van my. Kom nou mense, hy het klaar die prys vir my betaal. Hoekom moet ek dit toelaat in my liggaam? Hoekom moet ek dit aanvaar? Op grond van dit kan ek elke simptoom weier. Hallo? Ek weet van mense baie keer, ek ben al praat al, elke sekere tyd van die jaar, en mense siek geword, of hulle bronchitis gekry het, en elke jaar as die tyd daarby kom, dan praat hulle al reeds. Dis nou amper my maand of hierdie maand, jy gaan weer die bors aandoen kry, of borsprobleme kry, en dan maak het al los voor die tyd. Verstaan? In plaas van hom gesag oor dit te neem, in plaas van dit te bestraf en te vervloek, en sê, ek weier dit, want Jesus, volgens sy woord, het alreeds dit vir my betaal. Hoe moet ek al verstaan? Dis skrif wat ons gaan gebruik, herinner die Here aan sy woord. Dis presies wat ons moet doen. En dis wat gebeur. Jesus is sy gesag en autoriteit, het hy kan ek sê gepraktiseer, hy het dit gedoen. Hy het gedoen wat Vader vir ons het om te doen. Verstaan? Hy kontrole geneem oor die hele situasie. En die heel eerste was om my atmosfeer te verander. Dink julle, ek vra die vraag, dink julle vir een oomblik as iets gebeur en sy mense agtergebly het vir 'n plek? Nooit nie. Nooit nie. Al was Jesus daar, en die mense was daar wat geweeklag het en begrafnis gehou, sal niks gebeur het nie. Want ongeloof kan hy dinge uitkanselleer. Ongeloof kan hy dinge neutraliseer. So is belangrik om eers die atmosfeer te verander. Maak nie saak nie of in jou die kamers van jou kind, of wat in jou huis is, of by die werk is, verander die atmosfeer. Kry jou hart in tune, as jy woord mag gebruik, met die regte, kan ek sê, frekwensie. En dan spreek die woord. Ek gaan weer vir julle sê, gaan hiermee sluit. Luister maar, ek het hoeveel keer al gesê, dat wil ek weer vir julle lees. Heel begin, as iets wat julle my gewys het, en ek staan nog altyd daarop. En dan gaan van die skepping, ons deur die Godheid was betrokke by die skepping. Maar hoe het God die dinge geskep? Hoe het hy die dinge gevorm? Hoe het hy dit geskep? Nommer 1. Hy het heel eerste gesien. Maar net dit, sê hy, gaan nou die diere vorm, gaan nou gevorm word, die diere gaan gemaak word. Hy het heel eerste gesien, hy het 'n clear-cut vision gehad van dit wat hy graag wil hê. Wat hy graag wou hê, is hy clear-cut vision gesien, hy het dit gesien. Tweedens, hy het 'n plan waar dit gaan wees. Daai bome gaan daar wees, en daai bome gaan daar wees, daai diere gaan daar wees, en daai diere gaan hier wees. Hy het dit beplan. Tweedens. Derdens, hy het dit gevoel. Hy het emosies gehad. Die Bybel sê, in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld, wat spreek van emosies. En vierdens, toe hy 3 dinge in lyn kom, hy het gesien, hy het beplan, hy het gevoel, toe spreek hy die woord. Light be. Laat daar lig wees, beteken light be. Die oomblik toe hy sê light be, was sy enige gees daar gewees om het te vorm en te maak, en op die regte spasies te plaas, regte plekke te plaas. Light be. So die gees was daar gewees, hy het die werk gedoen, maar God het die woord gespreek. En het beplan, hy het gesien, beplan, gevoel en die gespreek. Dit is in ons eie lewe. Dink jy, Jesus het ingestap daar,
Hy het al reeds geweet wat hy gaan doen, voor hy na huis toe gestap het. Hy het presies geweet wat hy presies gaan doen daar. Niks was onbekend nie, niks was vir hom snaaks so instap nie. Hy het geweet die klomp wat begrafnis is, dat hy vertrek, hy het presies alles geweet, hy het geweet wat hy gaan doen, kry, raak ontslaaf, en baie gaan lees maar, Jesus is baie keer kras gewees, hoor. Hy was kras, maar hy was ferm, hy het ferm opgetree van hom ontslaaf te raak. Kom ek sê, klein wat pastoor sê, moet nie, dit is ook altyd sê, kies jou vriende reg, want baie mense kom net om te kom kuier om af te laai en 'n klomp snert te praat. Negatiewe dinge te praat. Negatiewe dinge los te maak. En stap hulle uit as jy net so negatief is. Meer negatief is wat hy oor wat ingekom het. Wat persoon ingekom het. Stop dit daar. As mense begin negatiewe dinge sê, stop dit. Weet ons nog baie, ek met 'n paar wat ek al baie keer gekorrigeer al, hoor ek is nou doodmoeg, sê ek, nee, jy is nie doodmoeg, jy is moeg. Ek moet hulle almal herinner dan, moet nie daai woord spreek nie, want jy maak dinge los. Verstaan, moet nie na daai dinge luister nie, moet nie dit toelaat nie, swaai die hele ding, kry die atmosfeer reg vir 'n wonderwerk, kom mense, kry die atmosfeer reg vir 'n wonderwerk, waar Jesus die werke doen, die wonderwerker is daar, hy wag, dat die atmosfeer moet regkom, sodat die wonderwerk kan plaasvind, in hy vertrek, of waar ook jy nog wees, kry dit reg. Ek hoop julle hoor wat pastoor sê vanmôre. Ek sluit. As ons glo wat hier gebeur het in die woord, in hierdie geleesde gedeelte, en in Markus en Lukas, en dit wat Jesus daar gedoen het, in ons eie tyd ook kan gebeur. Al wat hy van ons verwag, is om te vertrou en te glo dat hy dit wel kan doen. 12 jaar was hy kind, al was sy die skouse vrou, sy enigste, die liefling miskien van sy hart, het op sterwe gelê en toegesterf agterna. Dink waar deur hy pa moes gaan, wat sy trots in sy sak gedruk, Jesus gaan soek, Jesus gevind, hom verootmoedig en die Here gevra om die wonderwerk in sy kind se lewe te kom doen. Mense, hy's altyd daar om te luister en altyd daar om vir jou uitkoms te gee. Vir elke antwoord wat ek en jy het, is elke vraag wat ons is die antwoord in die woord. Maak nie saak wat dit is nie. Of dit 'n huwelik is, finansies is, maak nie saak nie. Is daar 'n vraag is wat jy weer vasval, gaan soek dit in die woord van die Here, want hy wil jou help. Hy wil vir jou kies. Kom aan. En dis my gebed vanmôre, dat die Here ons sal help om die atmosfeer te verander vir 'n wonderwerk, sodat die wonderwerk vir ons kan doen. Kan jy sê almal op die woord van môre? Kom staan en sê dankie vir Jesus.